Môre, môre, môre. Hoe gaan dit by julle? Ek hoop julle het lekker geslaap. Dit is wonderlik om vanmôre weer in die Here se teenwoordigheid te mag wees en voor sy woord te kan kom en dat ons saam met mekaar in die liefde van die Here kan wees. En dat ons ietsie vir die dag kan onthou en so 'n stukkie van die woord saam met ons kan dra. Ek wil vanoggend vir julle lees uit Job 21. Ou Job wat so moedeloos nie net met sy omstandighede was nie, maar op hierdie punt eintlik toe nou alweer moedeloos met al sy vriende geword het. Hy sê in vers 2: Luister goed na my woorde en so sal julle my die beste kan troos. Ja, weet julle, dit is 'n kuns om te kan luister. Ek onthou, daar was so 'n oom en tannie gewees vir wie ek so rukkie terug gekuier het. En die oom het nie veel gepraat nie, hy het maar so in sy stoel gesit. En die tannie was ook daar en ek vra toe vir die oom, sê gou vir my, hoe gaan dit met oom? En voordat hy kon antwoord, toe antwoord die tannie sommer vir hom. Nee wat, hy's maar net stil. En nee wat, is okay. En dan wonder ek so by myself, julle, ons het die kuns om te luister het ons verloor, nee. Dit is iets waarin ons moet oefen. Jy moet dit instudeer, dat jy dit kan begin bemeester. Klink dit dalk so 'n bietjie oordrewe? Nee, dit doen nie, want die feit is, net dat ons selfs met die beste bedoelings baie keer, die slegste luisteraars is. Want die rede is net, dat ons koppe so vol van ons eie goed is, dat ons dit baie moeilik vind, om 'n plek te kry vir iemand anders se woorde. Want daai mense het skaars begin praat, of ons gaan voltooi sommer hulle sinne vir hulle. En ons doen ook nog meer as dit. Ons haal sommer dadelik uit ons eie ervaring aan, om 'n punt te onderstreep, om hulle ding van die tafel af te vee. Jy ken mos daardie Jobsbeklaars. Jy gaan deur 'n slegte ding, en die oomblik wat hulle kans kry om te praat, is hulle ervaring 10 keer erger as joune. Jy het 'n arm gebreek, jy sal nie glo nie, hulle het amper hulle nek gebreek. Want ons leer nie om te luister nie. En was selfs Job se vriende, wat vir 7 dae maar net daar by hom gesit het, en dalk het hulle miskien geluister, ek weet nie, daar oorweldig hulle hom met hierdie stortvloed van woorde, toe hulle nou net eers aan die praat begin kom. En amper asof hy vir hulle wil sê, maar bly net bietjie stil. Weet julle, ons moet leer om fyn te luister. En jy moet meer as net woorde hoor. Jy moet na mense se hartklop luister, hulle emosies, hulle begeertes, die pyn wat agter hulle woorde geskuil is. Vergeet van jou eie sede preekies. Weet julle, ons is so lief daarvoor om vir mense hierdie kort sede antwoordjies te gee, dat ons vergeet om soms net by hulle te sit en net hulle uit te luister. Vergeet van jou eie persoonlike ervarings. Stel vir jouself in daardie persoon se skoene en dan probeer jy om met jou hart te luister. Dan sal jy agterkom, die Here begin deur jou te werk. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, kom help my om so te luister, dat ek agter die woorde van mense hulle hartklop sal hoor. Help my om tog eers klaar te luister, voordat ek my mond oopmaak. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike, geseënde dag hê, en dan praat ons môre weer vir ou laas vir die week. Totsiens.